Welkom aan besoekers hier by ons. Ek vertrou dat u ook hierdie samesyn met ons sal geniet, in die besonder ook hierdie voorsang wat ons nou gaan begin. Ons sê ook vir Herberg aan C welkom. Hulle is ingeskakel by ons. En dan net weer die normale versoeke wat ook daar verskyn op die skerm is die selfone asseblief, dat u hulle op silent sal sit. En dan hier op my linkerkant, daardie die wit kerse, nie die gekleurdes nie. Die wit kerse is u welkom om 'n kers aan te steek vir iemand as u so voel. En dan ook net noem dat die diens wel opgeneem word en later vandag beskikbaar sal wees. Goed, ons begin ons saam sing met lied 353 en ons sing verse 1 en 2. Ons volgende lied, lied 349, verse 1 en 4, kom kinders besing met 'n vrolike stem. Lied 355, verse 1 en 2, al was ek nie daar nie, is ons volgende lied.
Dan 358, welkom o stille nag van vrede, en ons sing daar verse 1 en 3. Vervolgens lied 364, herders op die open velde, en ons sing daar vers 1 en 3. Vervolgens lied 365, hoor die blye engele lied, en ons sing daar vers 1 en 3.
Ons sluit af met lied 367, Ere aan God. Baie dankie. Dit is heerlik om hier voor te staan en te luister na hierdie groot koor van ons. Ons prediker vanmôre, Dominee Henry, hier per en hy sal hier vandaan voorvat. Baie dankie. Baie dankie om en môre vriende. Dis lekker om vanoggend hier saam met julle te wees. Ons begin vanoggend met ons afkondigings. Ons gaan bietjie later vanoggend gaan ons 'n paar nuwe kerkraadslede bevestig. Dit gaan lekker wees om ook saam met hulle vanoggend hierdie diens te vier. En dan vriende, kom ons kyk gou-gou ons vissermansdiens, die reëlings gaan goed daarso. Ek probeer net gou vinnig hierso sien. Dis die 11de Desember, nee, Floors, waar is dit Floors? 14 vanaf 7. Die 14de. Okay, dis die 14de Desember is ons vissermansdiens in die hawe. Almal van julle is baie welkom. En dan vriende, baie dankie vir almal wat gehelp het met die pakkies wat Robertson Kinderhuis toe moet gaan. Dit klink vir my dis môreoggend op pad. Robertson toe en as ek dit reg verstaan, dan is die kar redelik vol. So baie dankie vir almal wat bygedra het om ook daardie kinders hierdie tyd van die jaar bietjie bly te kan maak. Dan vriende, ja, dis alweer die kerk is oor die afgelope paar jaar begin ons al meer betrokke raak en deelneem aan die 16 dae van aktivisme. Dit begin, of dit het, waar trek ons nou? Ek het 'n rowwe paar dae agter die rug, so ek neem aan julle ook. Ek sê net vir die kerkraad hier agter, vanoggend 6uur te besef ek my deep freeze het opgepak. So as ek dalk uit Skaapbout hoofstuk 3 probeer lees, dan is dit omdat dit is wat van vanoggend 6uur af in my kop is, om wat gered kan word, gered te kry.
So wat is die datum vanoggend? Die 30ste. So ons is al 'n entjie in die 16 dae van aktivisme. Ek is hierdie week, vriende, was ek op Stellenbosch gewees daar vir die kuratorium wat ons die legitimasie van die nuwe studente, al ons nuwe predikante wat deel raak van die verband. Een van die goed wat daaroor gepraat is ook 16 dae van aktivisme. En as ek nou reg onthou, die statistieke op die oomblik in Suid-Afrika, elke 2,5 uur word 'n vrou in Suid-Afrika vermoor. Ons leef in 'n land wat seer het. En ons mag nie aan die ander kant toe kyk nie. En dan is daar verskeie ander wat ook seer het in ons gemeente. Ons dink aan Bessie Estreisen van Gansbaai, Linda Meyer van Herberg aan See, Bertie van Sail, Kleinbaai, Hannie Skooman van Bebos Eilenes, Ansie Barnard van Gansbaai, en Elise van Molke van Frans Kraal, en dan dink ons aan die familie van Helene Weem van de Kelders wat oorlede is. Ons dink aan soveel wat swaar kry in ons gemeente. En daarom wil ek vanoggend eers die kersse opsteek. Ek wil vanoggend wil ek vir almal in ons gemeente wat swaar kry, wil ek 'n kersie opsteek. Mense wat nie kans sien om vir ander te sê waaroor hulle bekommerd is, of hoekom hulle siek is, of dat hulle siek is eers nie. Maar ek wil ook 'n kersie opsteek vanoggend vir ons as gemeente. Want ons is geroep en gestuur om mekaar te versorg. En hier sit ons om 'n verskil te maak in mekaar se lewe. En vandag is natuurlik die eerste Sondag van Advent. En nou kan ek nie onthou watter kleur kers ek moet opsteek nie. Ek dink is die donker pers is, nê? Nee. As dit nie is nie, steek ons volgende week die regtes aan. Advent natuurlik, en vir my is Advent, die eerste Sondag van Advent is vir my persoonlik 'n groot gebeurtenis elke jaar in die kerk. Dis die begin van die nuwe kerklike jaar. Dis die tyd wat ons uitsien na die koms van Christus, dis die tyd wat ons vorentoe kyk, hoop op Christus wat kom, hoop op die Messias, en dan besef ons ook in hierdie wêreld is daar soveel hoop nodig. En ons is geroep om daardie hoop te wees. En daarom vier ons die mooi saam met mekaar, met dankbaarheid. En ons treur saam met mekaar in die donker oomblikke. So kom ons hoor vanoggend, waar is ons verjaarsdag die week? Hierso onder is, ek weet nie of daar bo is, ek hoop as sjokolade is daar bo. Hier's nog verjaarsdag. Baie geluk. Daar bo lyk dit vir my is daar ook, is hier nog verjaarsdag? Julle moet opsteek, want daar's altyd iemand wat vir jou in die voet skiet en namens jou opsteek. So jy kom nie weg nie. Kom ons hoor huweliksherdenkings. Enige huweliksherdenkings die week? Daar sy. Waar trek ons nou? 61 jaar. Yes, julle baie geluk. Is hier vanoggend mense in die kerk wat al langer as 61 jaar getroud is? Wat was? Is die oom Paul, dis so lekker dat oomie by ons is. Hoeveel jaar sou julle getroud gewees het al? Oom Paul? 63 jaar. Ja, oom Paul.
Ons mis vir Tannie Mima nog verskriklik baie. Waar trek julle? Net 39 jaar. Ag, maar dit is tog, ja, die kinders in ons gemeente. Baie geluk julle. En kom ons hoor, is daar nog enige huweliksherdenkings? Ons doopdatums. Doopdatums. Oom Paul. Ag, dis nou lekker dat oom hier by ons is. Stuur daar vir hom aan. Wat 'n voorreg om dit saam met hom te kan vier, oom Paul. Nog enige doopdatums? Is daar doopdatums gewees? Geen daarbo nie. Reg. Nou, vriende, ek kom ons sing eers ons toetredingslied. Ons raak vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons saam sing ons toetredingslied. Laat val ek is lied 354 vers 1 en vers 4. So kom ons raak 'n oomblik stil en dan sal Tannie Lenet vir ons spontaan begin. Die week op Stellenbosch is die hele tema die week het gegaan oor tuin maak. Die kerk as tuin en een van die skilderye wat ons na gekyk het is Rembrandt van Rijn se Christus en Maria by die graf waar wat ek gaan lees nou uit Johannes 20 as my fotum. Maar die hele week was dit nou vir my lekker geweest want ek weet toe nou wat die leesrooster teks is. Ek weet wat die teks wat ek mee gaan werk uit Romeine uit en op die ou einde het hierdie kwessie van tuin maak so by my geresoneer dat ek op besluit het ek wil vanoggend my teks Romeine 13 wil ek lees vanuit hierdie tuin maak beeld uit. Johannes 20 vanaf vers 11 sê Jesus se verskyning aan Maria Magdalena, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, die een by die kop en een by die voete. Hulle sê toe vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom: "Meneer, as u hom weggeneem het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal." Jesus sê toe vir haar: "Maria." Sy draai om en sê vir hom in Hebreëus: "Rabboni."
wat leermeester beteken. Vriende, genade en vrede van die Here wat opgestaan het en hoop bring in 'n gebroke wêreld. Amen. Ons loflied vir oggend is lied 280 vers 1 en vers 2. Kom ons staan en dan sing ons dit ook saam. Soos ek gesê het, Advent is die nuwe begin van die kerklike jaar, die tyd wat ons vorentoe kyk. Ons uitsien na dit wat kom. Hierdie spanning in die evangelie, die spanning in hierdie lewe tussen die alreeds, wat God reeds kom doen het en dit wat nog nie is nie. Dat ons in hierdie spanningstyd leef en geroep word om iets te raak van dit wat nog nie hier is nie. Die hoop wat ons kan sien terwyl die res van die wêreld dit nie kan sien nie. Professor Elna Mouton, sy het 'n gebed geskryf spesiaal vir hierdie week wat die kuratorium is die liggaam wat namens die synode getaak word om toe te sien die opleiding van predikante, die voortgesette opleiding van predikante en die akademie om toe te sien dat dit wat die kerk sê, dis wat ons nodig het om as kerk die evangelie te gaan verkondig en te gaan leer al buite. Dis wat ons predikante nodig het. Die kuratorium se werk is om toe te sien dat dit gebeur. En sy het hierdie wonderlike gebed geskryf. Ek wil die gebed vir ons lees voordat ons saam uit die Bybel gaan lees. Sy noem die gebed aard. Uit die stof van die aarde het U ons kunstig gevorm, o Skepper God. Na U aard as U afbeelding. U gee die tuin wat U in Eden aangeplant het aan die mens om te bewerk en op te pas. Plante wat saad gee, bome wat vrugte dra, na elkeen se eie aard. Sonlig, voëls en 'n rivier met baie water. So verbind U ons aard met die van die aarde, terwyl U na alles kyk en sê, dit is baie goed. Maar helaas, ons het van U en die skoonheid van die tuin weggedraai en dit verwaarloos, vrugte en saad onbenut gelaat en in die gestrooptheid van woestyn, pynhoop en ballingskap beland. Toe besluit U op nog 'n begin, 'n alternatiewe tuin,
As landbouer breek U nuwe grond in ons dorre aarde oop. Plant U 'n egte druiwestok, snoei ons skoon, nooi ons terug. Bly in my soos ek in julle, bly in my woorde, bly in my liefde. Wie in my gewortel en gegrond is, dra baie vrug. U herskep ons aard. Waag dit weer om ons rentmeesters te maak van U nuwe aarde. En die rivier met die helder water van die lewe wat uit U troon en die van die lam stroom, soos Johannes dit van Patmos kon sien. Met die boom van die lewe wat elke maand vrugte dra, waarvan die blare vir die nasies genesing bring. Dan was Maria Magdalena tog reg. U is die tuinier wat soos 'n koningkorrel self in die grond sou val en sterf, om opgewek te word en baie vrug te dra, om ons saam met U in heilige grond te anker en deur seisoene van nuwe lewe en groei te lei tot tuiskoms en blywende rus in U self. Amen. Ons kan ons Bybels oopslaan by Romeine 13. Romeine 13 gaan ek lees vanaf vers 11 tot en met vers 14. Wat aan die lees, ek dink voordat jy dit opsit, ek het tog vanoggend gedink, ek wil vanaf vers 8 lees, wat ek nie vir aan die lees gegee het nie. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul, want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dan die teksgedeelte wat ek vir tannie Elise gegee het, bo nog ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is, om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dis amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag. Nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie, beklee julle egter met die Here Jesus Christus. En maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Ons lees net tot sover toe. Nou, toe ek nou begin dink en lekker kan dink oor hierdie hele ding van tuin maak, ek natuurlik persoonlik, my lewe lank is ek nogal lief vir tuin maak. En ek het hierdie prentjie in my kop van hoe ek graag 'n tuin sal wil laat lyk. Ek is mal oor blomme, maar wat ek nou in Gansbaai agtergekom het, as jy blomme plant, dan lyk dit vir my is dit met die doel sodat iemand dit in Hermanus gevang kry as die wind dit afgewaai het. In my vorige gemeente, daar in die diep Karoo, kon ek ook niks gekry het om te groei nie, behalwe ek het so een pot met blomme ingehad, net een by my agterdeur. En so kom kuier 'n pel en sy vrou en hulle klein seentjie by ons, maar en hulle is toe nou op die Sondag daar, en die Sondagoggend, hulle is glad nie kerkmense nie. Sondagoggend is ons kerk toe, hulle bly daar by die huis, en toe ons terugkom, in hierdie dorre tuin van my, met hierdie een stukkie vreugde, met sy geel blommetjies,
toe pa en seun wat Kaapenaars is, en geen respek vir 'n blom het wat in die dorre Bo Karoo groei, al die blommetjies gepluk en blomsop gemaak, as 'n speletjie. Die vriendskap het baie skade gekry. Ek het vir Tannie Elise 'n foto gegee van toe ek nou gaan begin rondsoek. Hoe sal 'n tuin lyk wat vir my sal vreugde gee? Daai is die droom. Tannie Elise wys gou vir hulle daar die realiteit van my tuin. Hulle weet hoe hy lyk hy. Daar's nog eenetjie. Dis nou na die verwery. Dis die ander kant. Julle sal nou weet as jou huis klaar geverf is, die verwers is goed daaraan om alles weg te dra. Niks word teruggedra nie. Dis die realiteit. En dan so nou en dan kom maar 'n stukkie hoop deur. Ek het hierdie een plant wat ek opgegee het, né? Kyk hoe lyk hy. Ek het besluit jy wil nie lewe nie, jy sal nie lewe nie. Nou frik. En wonder bo wonder, dis wys hy vir my, as jy dan nou wil hê ek wil frik, sal ek vir jou wys hoe kan ek blom. Toe ek nou opgegee het om kyk daai twee fantastiese, perfekte blomme wat daar uitgekom het. En ewe skielik besef ek, dis die verhaal van Romeine. Dis die verhaal van ons kerk. Hierdie droom. Ons sien onsself as mooi, ons sien onsself as reg, ons sien die droom. Dis waar die tuin moet wees. En ons ignoreer baie keer die realiteit. Dat ons nog nie daar is nie. Dat dit nog nie is hoe dit veronderstel is om te wees nie. Paulus kom wys in Romeine, kom vertel hy hierdie wonderlike prentjie, hy vertel die droom, hy vertel van die wonderlike werk wat Christus kom doen het, die verlossing, die intree. Ons het eintlik nie nodig gehad of het ek nie nodig gehad om te preek nie, want Prof Mouton is 'n gebed wat sy geskryf het, kom gee die hele boodskap eintlik al, hierdie gebrokenheid, die dorheid, die stikkendheid, en God wat kom intree in hierdie gebrokenheid en tekens van hoop gee, tekens van lewe kom gee, en ons kom uitnooi om daaraan deel te neem. Paulus praat in hoofstukke 12 en 13 oor 'n klomp goed. Hy praat veral oor die liefde. Hy praat oor gelowiges wat as lewende offers leef, geroep word om so te leef dat hulle waardig is vir die tuinier wat hulle in die lewe geroep het, die tuinier wat hulle aangestel het. Maar tog kom wys hy ook vir ons die werklikheid. Hier in hoofstuk 13. Hoe gebroken die lewe kan wees, hoe slordig, hoe onvoltooid mense kan wees, gemeentes kan wees. Ek en jy is. En hy kom wys vir ons en nooi ons uit om iets van hierdie nog nie in te groei en meer daarvan te kom wees. Dit is eintlik so mooi as jy dit hoor en as jy hierdie perspektief hoor en jy gaan lees weer Johannes 20 wat ek as foto gebruik het. Maria wat daar by die graf staan huilend en vir Jesus sien, maar sy dink hy is die tuinier, maar sy is eintlik 100% reg. Dis presies wat hy is. Hier in die chaos van hierdie wêreld kom hy en hy begin weer nuut met sy tuin. Hy staan uit die doodheid op, hy kom staan uit hierdie chaos uit op en hy begin weer met 'n nuwe tuin, met nuwe hoop, met nuwe lewe daar waar
ander gedink het, waar Maria gedink het, hoop is tot niet. Daar begin die tuinier en hy herstel dit wat in Genesis al begin het. Jesus wat kom plant, Jesus wat kom roep. Hy begin met hierdie skepping, hierdie herskepping, nie 'n hemel ver ergens, ver weg van my en jou, net vir eendag nie. Ja, eendag sal ek volkome in sy volheid vier en deel hê, maar hier betrokke by Maria, daar waar sy in die doodsheid van die begrafplaas staan, daar staan hy en daar kom herskep hy. Hier in Gansbaai, waar ons met vrotvleis en stinkijskaste en mense sonder hoop leef, hier kom hy. En hy kom gee nuwe lewe. Hou dop die woestyn wat om ons is op die oomblik. Gee dit 'n paar weke. Dan sien julle hoe kom die skepping weer. En breek deur. Gee hoop, gee lewe. En vandag staan hy hier as tuinier oor my en jou lewe. Oor ons as gemeente. God wat skep, ons wat soms verwaarloos. God wat weer begin, Christus wat die druiwestok is, wat nuwe grond breek, wat die rivier van lewe wat deur hierdie nuwe wêreld loop, en Jesus wat as 'n tuinier die toekoms vir my en vir jou kom oopbreek. En dan kom Elna Maton en dan kom wys hy vir ons so mooi, God wat vir my en vir jou in hierdie tuin kom plaas. Nie as toerist nie as een wat net toe kyk nie, maar as rentmeester, as medetuinier word ek en jy in die tuin van die Here gesit en gesê, kom en help my plant, kom en help my dat hierdie tuin groei, kom en help my dat daar lewe is, daar waar ander net sand en roet en rook sien. Paulus skryf vir 'n gemeente in Rome wat geskeur is, wat de mekaar is, wat teleurgesteld is. En hy is realisties, want die kerk is nog lank nie mooi nie. Die tuin is nog onvoltooid, die gemeenskap is nog vol onkruid. Dan kom hy en dan sê hy hierdie radikale ding, dat die nag al ver gevorder is eintlik en die dag naby is. Met ander woorde, die nuwe dag van God het al begin. Dis nog nie ten volle dag nie, ons leef eintlik in die skemertyd, tussen die alreeds en die nog nie, maar ek en jy is veronderstel om die nog nie te kan sien. Ons is veronderstel om hulle te wees wat kan sien dat hierdie wêreld beter kan wees as wat dit is. Ek en jy is veronderstel om die te wees wat kan sien dat geen gebrande paal die einde van my en jou beteken nie. Ons is veronderstel om te kan sien dat die finansies, dat SARS, dat gesondheid, dat niks in hierdie lewe die laaste sê oor my en oor jou en hierdie wêreld het nie. Vraag is of ons dit doen en of ons leef daarmee. En daarom dat hy eintlik hierdie 3 goed kom gee in hierdie verse wat ons gelees het. Word wakker, trek die werke van die nag uit en beklee julle met die Here Jesus Christus. Dis nie eenmalige goed nie. Ons is so lief daarvoor om in die kerk
te maak asof dit wat die verhouding wat ons met die Here het, werk met spesifieke dag en datums en as 'n ding afgehandel is dit afgehandel en dan beweeg ek vorentoe. Dis nie waar nie. Dis 'n voortdurende pad. Gaan kyk in jou tuin, jy's voortdurend besig om onkruid uit te trek. Jy's voortdurend besig om die plant wat ander goed vergroei en verstrengel in te perk en terug te bring na daar waar hy mooi is, daar waar hy die beste waarde tot die tuin toevoeg. Word wakker. Paulus is baie bewus van die feit dat baie gelowiges aan die slaap is. Dat ons leef asof daar nie 'n tuinier is wat roep nie. Asof ons nie genooi word om die mooi uit die tuin uit te haal nie. Asof ek nie die tuinier is nie. Ek is nie die dominee nie, ek is nie die kerkraad nie. Ek is nie die tuinier nie. Dis nie waar nie. As jy hier is, dan is jy geroep om die tuinier vir hierdie wêreld te wees, om iets van die mooi van die Here se oorwinning nou al te kom plant en te kom koester. Ons leef asof ons deel is van 'n wêreld wat net nag ken en ons trek dit in die kerk in. Elke jaar hierdie tyd dan sê ek vir Willie, ek raak bekommerd Willie. Mense is moeg en dan sien ons die onkruid in die kerk inkruip. Ons sien hoe dit deur die krake groei. Ons sien hoe mense liefdeloos is met mekaar. Ons sien al meer hoe ons katterig is, hoe ons sleg praat met mekaar. Hoe ons, as jy nie met my ding besig is nie, dan is jy besig met nonsens. As jy nie op my manier goed doen nie, dan is jy die probleem en nie die oplossing nie. En ons sien nie raak dat dit onkruid is nie. Want wat maak 'n gemeente 'n goeie gemeente? Wat maak die kerk hoop? Dis nie al die projekte en die pogings en die fondsinsamelings wat vir ons suksesvol maak nie, vriende. Dis die verhoudings. Dis al. Die tuin van die Here groei in verhoudings. As jy besig is om te beklei in hierdie gemeente oor dinge en oor sake en oor kwessies en nie oor verhoudings nie, jammer om die nuus te breek, jy's besig om onkruid te laat groei. Jy's nie besig om dit uit te trek. Gaan ons nog verder graag in 'n tuin, as ons saam met ander 'n tuin maak, gee nie om hoe mooi 'n ding plant blom nie. As jy nie hou van die ander een se plant nie, dan pluk ek hom uit. Jy al saam met 'n 6-jarige probeer tuin maak. Alles wat dood is, word weer geplant en dit wat lewend is, word uitgepluk. Ons is lief daarvoor om in die kerk ook so te wees. Ons laat probleme onder die oppervlak wortel skiet. Paulus is besig om te praat met die gemeente in Rome. Hy is nie besig om hier uitsonderlike sondes nie. Ons is so lief daarvoor om te sê, maar ek is nie 'n ou wat 'n dronk op straat rondloop nie. Ek is nie 'n ou wat bekleierig is nie. Ek is nie 'n ou wat dit en dat en daai doen nie. Ek kan hierdie hele lyntjie so deurgaan van wat Paulus alles sê en ek doen nie een van hulle nie, so ek is nie die probleem nie. My geskindery en my geagteraf happery en daai goed, dis daarin Paulus het dit in sy lysie gesit nie, so ek is fine. Ek is die oplossing, ek is nie die probleem nie. Paulus is besig om met 'n spesifieke gemeente in 'n spesifieke konteks te praat. Hy's besig om te praat oor goed wat algemeen in Rome was. In die Romeinse kultuur het dit saam met die afgoderry so dikwels gegaan. Hierdie gedrinkery, die losbandigheid, al hierdie goed het so dikwels daarmee saamgegaan. So die vraag is nie, doen ek hierdie lysie of doen ek nie hierdie lysie nie. Die vraag is, wat so onkruid is ek besig om aan deel te neem in Gainsbaai, in my huishouding, in die NG Kerk Gainsbaai,
in 'n gemeenskap wat sukkel, trek uit wat doodmaak. Dis eintlik maar wat Paulus sê. 'n Onversorgde tuin groei nie net minder nie, dit gaan agteruit. Dis die eerlikheid wat ons eintlik nie wil hoor nie. Ons wil nie dit hoor nie. Ons wil nie hoor dat my lewe onkruid het nie, want ek weet julle sin het. Maar ek wil nie myne van weet nie. Maar vriende, soos ek en jy hier sit, elkeen van ons het onkruid in die tuin wat die Here aan ons toe vertrou het. En hy kom roep ons en hy kom nooi ons en sê, wat trek uit, dit wat doodmaak. Wees verantwoordelik. Aanvaar my roeping om 'n stukkie hemelse tuin op aarde te kom wees vir ander. Bekleë julle met Christus. Leef soos mense van die dag. En hier kom Paulus by die kruks van sy saak, om Christus aan te trek, is om die lig aan te trek. Nie 'n gevoel nie 'n vroom oomblik nie, maar 'n prakties, volgehoue, sigbare lewenstyl, om elke keer, wanneer ek met mense gepraat het en gewerk het vir myself af te vra, het ek nou lewe gebring? Het ek lig oor hierdie persoon se tuin laat skyn, of het ek dood kom bring? Het ek dubbeltjies kom ingooi? Het ek seer kom agterlos? En dan gebruik hy bewustelik, dink ek, hierdie beeld van klere, want klere in die antieke wêreld het baie van jou identiteit gewys. Jou loyaliteit, jou karakter, jou huis, wie jou meester was, al daardie goed kon mense sien net in wat jy aangetrek het. En die waarheid is, jy kan nie sê Christus is Here, maar leef asof hierdie wêreld nog eintlik jou baas is nie. Jy kan nie sê jy behoort aan die dag, maar rondploeter in die nag nie. Christus aantrek beteken jy kies liefde daar waar jy gewoonlik eintlik maar uit asem raak. Jy kies versoening daar waar jy eintlik wil veroordeel. Jy kies gehoorsaamheid waar die wêreld jou oproep tot vergelding. Jy kies volharding waar almal anders opgegee het. Dit is nie maklik nie, maar dis die enigste manier hoe 'n tuin groei. My laaste gedagtes. Hoe lyk die tuin van Gaansbaai? As ons hierdie teks ernstig vat, dan moet ons vra, hoe lyk die Here se tuin in jou lewe? Hoe lyk sy tuin in ons gemeente? Met die aanbreek van Advent is die vraag of ons in die nuwe jaar van die kerk dieselfde hoop bring as wat Christus reeds het. Die droomprentjie is mooi en maklik, 'n gemeenskap waar mense mekaar dra, 'n gemeente waar liefde die normale manier van leef is, 'n dorp waar kinders, vroue, ou mense nie alleen en onveilig voel nie, verhoudings wat vrug dra en nie seer agterlos nie, kerk wees wat genesing bring. Ons moet ook eerlik wees en vir mekaar sê, die werklikheid is nie altyd so mooi nie. Ons sukkel ook met verdeeldheid en agterdog. Daar's mense wat voel, hulle het nie 'n plek hier by ons nie. Daar's wonde hier onder ons wat nie genees nie. Daar is stukke grond wat niemand ander om eers in te gaan werk nie. Maar tog is daar ook tekens van hoop. Tekens van lewe. Hier onder ons is toegewyde kinders van die Here wat tuin maak. Bedieninge wat hard werk in harde grond.
Lidmate wat liefde aanhou gee waar niemand kyk nie. God is besig. Die tuin is nie dood nie. Jou tuin is ook nie dood nie. Hoe lyk die stuk grond wat die Here aan jou toe vertrou het? Nie die hele gemeente nie, nie die hele dorp nie, net jou stuk grond, jou huis, jou verhoudings, jou gawes, jou tyd, jou hart. Dit is nog nie perfek nie, dit is nie klaar nie. Maar daar waar jy in jou tuin staan, is die plek waar Christus jou roep om wakker te word. Om uit te trek, om aan te trek, om lief te hê. Elkeen van ons is op ons naam geroep. Die tuin is nie klaar nie. Mag ons dit laat groei. Here, dit is nie maklik nie. Ons sukkel met ons eie persoonlikhede, ons sukkel met ons eie uitdagings. Here, help ons. Ons einde van die jaar en ons is gejaagd en ons wil alles regkry vir geliefdes en vriende wat kom kuier. Ons is moeg na 'n moeilike jaar, 'n lang jaar, 'n vinnige jaar. Vergewe ons, Here, daar waar ons mekaar se tuine vertrap het. Help ons, Here, om tekens van hoop op te rig. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons het nou ook die voorreg om 'n paar kerkraadslede te bevestig vanoggend. Ek gaan eers 'n gedeelte uit die formulier lees en dan gaan ek hulle vorentoe roep. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Ons kan dit anders stel vanoggend en sê, het die Here Jesus mense geroep om sy tuin op aarde te versorg. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees in die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Die kerkraad het deur die aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging. So ek wil vir Heinrich van Rensburg, vir Ivan Joubert, vir Bram Strydom en vir Judy Strydom wil ek nooi om hier voor by my te kom staan. Ek gaan begin met die ouderlinge. Ouderlinge, julle dra in 'n besonderse sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek. Moet julle die lidmate bystaan, vertroos en hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard moet julle optree met kerklike tug sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord.
Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Diaken. Julle is as diakens geroep om 'n Christus diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diaken se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dis ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is mede-verantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christus, Christelike liefde te bestee. Ek gaan vir julle die vraag vra waarop elkeen van julle dan vir my moet antwoord. Die vraag is eintlik eenvoudig om aan te sluit by vandag. Die Here nooi julle om in hierdie gemeente te kom tuin maak. Soos wat elke een wat hier sit genooi word. Dis nie ons tuin nie. Dis nie ons gemeente nie. Dis sy gemeente. Dis sy tuin. Antwoord opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowige die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Ek gaan eers vir die strydoms vra, wat is julle antwoord? Heinrich? Marvin? Vriende, ek gaan vra, ons het 'n lied, voordat ons gaan saam sing, het ek vir van hulle medekerkraadslede uit die streke gevra om saam met my darm vir hulle te kom geluk sê. So julle kan asseblief kom. Baie geluk julle. Geluk en baie dankie hoor. Dankie. Ja. Hier is julle elkeen se. Terwyl hulle gaan sit, kan ons vir hulle lied 268 sing. Dankie julle, julle kan julle plekke gaan inneem. Geleentheid vir die offergawes.
Here, mag ons besef dat wanneer ons gee, kry dit eers waarde wanneer ons ook onsself gee. Wanneer ons self ons hande in die grond sal insteek en plant en lewe gee en koester en beskerm. Here, mag ons 'n gemeente wees wat groei in verhoudings van liefde. Wat 'n veilige omgewing is vir elkeen wat hier inkom. Wat sag is op mekaar. Wat verantwoordelik is. Amen. Ons slotlied vir oggend is lied 464. Ons sing daarvan die eerste en die 4de vers en dan bly ons staande vir die seën.